Goeiemôre, my naam is Corneille en vanoggend wil ek met julle praat oor die oordeelsdag van Here. So hierdie channel het ek begin want ek wil graag my kennis met julle deel oor die eindtyd, want daar's verskriklik baie goeters wat ek nou al geleer het, wat ek graag wil deel en wat ek ook by ander mense gehoor het en self in die Bybel gelees het. Maar voordat ek met dit begin, want dit is so ver verwyderd van wat die kerk sê en van wat die mense op al die Christenkanale vir jou vandag sê, dat ek moet begin met 'n grondslag. En die grondslag is dat ons almal gaan eendag voor die throne of God staan, by die laaste oordeel. Ons gaan almal daar staan en ons gaan geoordeel word volgens wat ons gedoen het, en natuurlik of ons Jesus aangeneem het of nie. En dit is baie belangrik om dit te weet. En daarvoor wil ek gou lees uit Hebreërs 11 vers 6. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Onmoontlik. Hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat ons soek. Alright, so dit is onmoontlik om God te behaag sonder geloof. Maar wat is geloof? Baie mense verstaan nie wat is geloof nie. En die kern is, hierdie is die Bybel, né? Ons moet verstaan dat jy moet alles glo wat in hierdie Bybel staan. Verstaan jy? Dit is geloof. Want jou geloof gaan getoets word daarin. Vandag is daar soveel goeters wat mense vir jou sê en wetenskaplikes en die slim mense daar buite. Allerhande goed wat teen die Bybel gaan. En dit is die groot probleem wat ons vandag mee sit. As jy voor die throne of God, by die oordeelsdag, as jy voor sy troon gaan staan, gaan die Here nie vir jou vra, hoe het jy my Bybel geïnterpreteer nie? Hy gaan vir jou vra, het jy geglo waar daar staan het? Dan kan jy sê, nee maar, professor so en so het gesê, dit is nie so nie, want dit is so en dit is, en ek het al die nuuskanale en ek is so geleer van kleintyd af, dat dit is hoe die dinge werk. Maar, dit is nie. Ons is nou in die tyd, waar geloof in die woord van God 100% gaan tel. Hier is goeters, ek meen, net die eerste vers, in die begin het God die hemel en aarde gemaak. Die wêreld stem nie saam met dit nie, ongelukkig. Hulle glo aan evolution en allerhande nonsens. En ek meen, dit is die eerste vers van die Bybel. So ja, hierdie gaan 'n journey wees om my kennis met julle te deel oor die eindtyd en waar presies is ons nou? Want baie mense weet nie waar ons is in die tydlyn nie. Waar is ons nou by die einde? Wat se einde? Waar is ons? Want daar is klomp goed wat moet gebeur. En of dalk klaar gebeur het. So ek gaan met hierdie, dis hoekom ek hierdie kanaal begin het, om hierdie alles met julle te deel, my kennis en alles. En ek dink is belangrik, want dan gaan ons besef, ons moet in die koninkryk van die Here kom, en die koninkryk van die Here is nou hier op aarde. En dis baie belangrik, met ander woorde, ons het 'n koning. En ja, ek los dit daar, en dan tot volgende keer. Cheers.